Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is altyd deur dankbaar en ek is bly vir die Here vir geleenthede wat die Here mens gee. Halleluja, vir my in besonders om hoop te kan verkoop aan iemand. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Meester, vanaand vra ek vir u om hierdie plek besit te neem. Halleluja, dat die atmosfeer sal skep vir die woord. Heilige Gees, ondersteun my vanaand. Gee my die vermoë om oor te kan dra in Jesus se naam. Amen. Ek is dankbaar vir die Here. Ek dink Paasfees is nou amper verby, maar ek wil graag iets noem omtrent Paasfees wat vir my geweldig is. Ek kon nou dese jare, toe ek tot bekering gekom het, toe kom ek by die Volle Kerk. Ek was seker net maande op die pad. En dan het 'n suster altyd deur vir my gesê, suster, by ons kerk vra hulle vir jou sommer om die woord te bring, maar ek dink, oh my word, sal seker nie met my gebeur nie, want ek is 'n nuwe bekeerling. So ek is nonchalant en ek dien nou net die Here, is net daar. En op die donderdagoggend kom ek kerk toe en die pastoor se vrou staan op die stoep en sy sê vir my, swart, sy moet vanoggend vir ons bedien. Ek is oh my word, ek sê, ag nee, suster, ek kan nie vir my vra. Van wat sê die Here? Sy sê, nee, die Here het op haar hart gelê. Ek dink, jene, hoe kan die Here op haar hart lê? Maar hy het nie vir my geprepare dat ek die woord gaan bring nie. En ek loop toe na die huis toe. Mense, die dag was 'n dag vir my in my lewe. Gelukkig is ons klomp mense wat natuurlik een van ons susters se seuns het hulle doodgesteek, dink ek. En toe moet ons nou 'n diens gaan waarheen van troos. Waar begin ek? Ek was nog nooit in so iets nie. Maar terwyl hulle nou besig raak, is my mind, ek sê, Here, help my asseblief, Here, help my, gee my gedagte. En sal jy my wil glo, ek preek toe 'n kruisdood boodskap. My God, waarom het U my verlaat? Ek kon nie glo dat ek vir iemand bemoedig deur om daar te gaan kyk na die woord en om iemand te bemoedig. En ek dink van daai dag af tot vandag toe het ek 'n liefde vir die kruisdood boodskap. Weet jy, vir my is dit 'n geweldige groot boodskap wat God vir ons gegee het. In die begin toe het sonde getree tussen beide in die tuin, toe God vir Adam sê dat hy mag nie eet van die boom nie. Het hy nogtans geëet. En die Bybel sê, nadat hy eet, het sonde tussen beide getree, ongehoorsaamheid aan die stem van die Here. Voor hulle die tuin het gesit het God 'n verbond gesluit, Genesis 3:15, dat hy sy seun gaan stuur, waar die skrif sê, hy sal jou die kop vermorsel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. Die verlossingsplan het God in die tuin gesit, voordat die mens uit die tuin verwyder gewees het. Jare daarna toe het sonde vermeerder op die aarde, en toe die tyd ryp is, soos ons sê, het God natuurlik 'n maat gesoek tot die volheid van die tyd aanbeweeg het, nadat die profete geprofeteer het oor die Messias wat gaan kom, die takkie wat uitspruit uit die stomp van Isaia uit, hy gaan kom, toe die volheid gekom het, Galasiërs 4:4, en toe gaan staan hy stil by die Maagd Maria. Ek wil dit graag lees in Lukas 1. Die Bybel sê, God stuur die engel Gabriël wat voor God staan na Maria toe. Sy was verloof aan die man met die naam van Josef. Stuur haar na haar huis toe om vir haar te sê, geseënd is jy onder die vroue.
Die Bybel sê, toe sy die groet hoor, was sy ontsteld, maar die Here sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Nadat sy natuurlik die boodskap gehoor het, was daar 3 dinge wat Maria gedoen het, wat geweldig gewees het. Eienskappe wat sy uitgestraal het. Sy het vir die Here gesê, haar Jahwe, laat het met my gaan, volgens u woord was daar 3 dinge, halleluja, wat belangrik gewees het, vir die plan wat God gehad het. Maria het betrokke geraak by die plan van God. Sy was beskikbaar toe die Here natuurlik by haar stil kom staan het, en sy was betroubaar. Haar ja sê, haar gehoorsaamheid het gelei tot ons verlossing vandag, en daarvoor is ek dankbaar, en ek is bly vir die Here. Die tweede ding wat ek wil noem, God roep vir Abraham, hy was 'n heiden, uit sy familie uit sy tradisies uit sy land uit, na 'n plek toe wat God hom wil afsonder, halleluja, waardeur hy die vader van die geloof word. En op 'n dag toe sê die Here vir Abraham, jy moet die plek deurtrek in sy lengte en in sy breedte in. Toe Abraham dit doen, het hy seker gemaak, die geestesaard van die nakomelinge word reeds in die atmosfeer, het hy 'n bekentenis gemaak, net met die trek, halleluja, het hy die kruis van God klaar geactiveer, dat ons as mens, halleluja, die geestesaard van God deelagtig gaan word, en daarvoor is ek dankbaar, en ek is bly vir die Here. Jesus kom en hy word gebore, halleluja, en toe begin leef hy die evangelie, halleluja, God stuur hom. Ek wil vir iets lees, dat om nie net nader te bring, wil ek die skrif quoteer. Jammer, ek is op die radio, en as ek radiowerk doen, verkies ek om te blaai, soos die Gees lei. Nou, ek wil die skrif lees wat geweldig is, 1 Johannes hoofstuk 5. Hy sê, halleluja, vers 7, daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. God stuur sy seun, halleluja, die woord het vlees kom word, halleluja, volgens Johannes 1 vers 17, sodat hy kan leef die kondisie van God se hart, sodat die mense die gedagtes en die wil van God kan leer, halleluja, en het aanneem, hy stuur sy seun. Nadat Jesus die evangelie verkondig het baie van die fariseërs en die skrifgeleerdes, dit was die kerk wat hom vervolg het, halleluja, het nie aangeneem dit wat hy verkondig het nie. En op 'n dag sê hy vir hulle, wat geweldig is, hy sê Lukas 2 vers, ek wil die skrif lees spesifiek, hy sê vir hom die skrif, hy sê vir hulle, terwyl hulle, Matteus 21:43, sê hy vir hulle, die koninkryk van God sal van julle af weggeneem word, en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal dra, toe hulle nie die woord van die Here wil aanneem nie. Die Bybel leer my, God stuur sy woord uit in Psalm 107 vers 20, om ons gesond te maak, en ons het ons skuile uit te red. Wanneer die woord uitgaan, halleluja, God gee die woord in priesters se mond, en die woord van God is in hulle mond, om onderrig te gee, so wanneer die woord uitgaan, Jesaja 55:11, mag dit nie ledig na God terugkeer nie, is voorspoedig waantoe dit gestuur word, dit sê, die woord van God moet ontvang word, en hier kom hy, maar die gedagte wat ek wil stilstaan, voor hy op die kruis gekom het, toe die tyd aangebreek, dat hy moet gaan sterwe. En weet jy wat vir my amazing is, van hierdie kruisdoodverhaal, het verskillende fasette. Die eerste een wil ek uitbeeld in Matteus 26, gebeur dit, hy is nou bewus, dat die tyd het aangebreek. Nog iets wil ek noem, net, toe Jesus kom na die aarde, toe laat hy hom doop, halleluja, sodat hy van goddelike wese moet agterlaat om die vorm van 'n mens aan te neem. Wanneer ons tot bekering kom, halleluja, lê ons die vlees af om gees te kan word, en hy het dit nie moeite geag om vlees te word nie, sodat hy vir ons kan verstaan, halleluja, hoe ons dink, ons redeneer wat deur ons gaan, sodat hy die mens kan verander in die menslike vorm, het hy kom mens word om vir ons te verstaan, hoe leef ons op aarde, en ek dink
ding persoonlik, is geweldig wat hy kom doen het. Hy het mens kom word, hy het dit nie geroof geag om aan God gelyk te word, die sê Filippense, maar hy het die vorm van 'n diensknegt aangeneem en 'n gestalte gekom as mens. So ver het God gegaan met sy seun, halleluja, want hy het die wêreld lief gehad, so lief het God die wêreld gehad, halleluja, Johannes 3 vers 16, dat hy sy seun gestuur het om die wêreld te red van totale vernietiging. Hy stuur sy seun. Maar iets gebeur wat my geweldig tref, terwyl ek het bepeins. Jesus gaan in die tuin en hy vat 'n paar van sy disippels saam, vir Petrus en die seuns van Zebedeus. En terwyl hy daar kom, gaan hy bid, want die hoofdoel was, wanneer hy wonderwerke gedoen het, was hy die seun van God. Maar toe hy gaan sterf het op die kruis, toe moes hy die seun gaan word van die mens. En hy gaan in die tuin en hy gaan bid 3 keer. Nou omdat ek 'n Hawaii mens is, altyd deur bedink ek iets, ek oordink dit, totdat die gees van die Here iets van my natuurlik wil bekend gee, die rede kom hy gaan bid het. Jesus gaan bid 3 keer. Hy sê, Vader, as dit u wil is, laat die beker verby my gaan. 3 keer gebruik hy dieselfde, gaan bid hy dieselfde dinge, want die hoofdoel was, he needed to convert the promise into performances. Want hy moes gaan sterf het, halleluja, hy was die belofte, maar die belofte wat hy moes deelagtig word, moet hy gaan sterwe, om weer terug te keer in heerlikheid na God toe, so hy het 'n doel gehad op aarde, wat hy moes vervul het vir sy pa, net wat sy pa hom gesê het, moes hy kom doen het op aarde. En ek dink is wonderlik. Hy sê vir hulle, terwyl hulle sit, en hulle beredeneer, hy gaan bid 3 keer. Hy gaan bid waar sy sweet het verander in bloeddruppels. Die Bybel leer my, daar is geen verlossing sonder bekering, maar wanneer God ons moet verlos het op aarde, moes bloed gevloei het, halleluja, sodat ons deur sy wonde genees kan word, Jesaja 53 vers 5. Sonder bloedvergieting kan daar nie vergifnis vir sonde plaasvind nie, sê die boek van Hebreërs. En hy gaan bid tot die Vader, halleluja, hy was die woord wat vlees geword het, en hy gaan, omdat die woord die krag van God is, gaan hy gaan bid en sê vir die Here, met sy bid na die woord toe ook, help my dat ek word wat ek moet wees, want hy moes homself in gereedheid gebring het vir die doel, hoe hy moes gaan sterf het, om vir ons te red, halleluja, sodat ons ook die heerlikheid van God, die majesteit van God, halleluja, dat die koninkryk van God ook naby sal kom, volgens Romeine 14:17, die koninkryk van God is nie spys of drank nie, maar vrede, geregtigheid en blydskap binne die Heilige Gees is vir elkeen van ons op aarde tot ons beskikking. Die vraag is, wil ek dit ontvang of stel ek belang daarin? Hy gaan aanbid die Gees ook. Halleluja, vir al 3 gaan aanbid hy. En die Bybel sê, sy smart was so groot, wat hy gehad het in die tuin, om die belofte deelagtig te word, om hom gereedheid te bring van dit wat op hom wag, halleluja, want hy moes gaan sterf, dit maak nie saak, wat 'n sonde ek en u vandag doen op aarde nie, die Here het vrywilliglik in ons plek gesterf, met sy kruisdood op die aarde, halleluja, het hy vir ons 'n boodskap gesê, that you was worth dying for. So geweldig, het hy die belofte waar gemaak vir my en vir u, sodat ons kan deel in die agape liefde wat God vir ons het. Hy kom nadat hy gebid het 3 keer, halleluja, toe weet hy, dat die tyd is naby, dit is die uur van die mag in die bose. Terwyl hulle ontvang die Fariseërs, sê hy vir hulle geweldige ding, in Matteus 26 vers 64, hy sê vir hulle, van nou af sal julle die seun van die mens sien sit, aan die regterhand van die krag van God. Die woord van die Here is die krag van God in aksie. Die woord van die Here is die heerlikheid van God op aarde. Halleluja, 'n refleksie van die heerlikheid van God op aarde deur Jesus, wat hy tot ons beskikking gestel het, deur vir ons die woord te laat leef, sodat ons daardeur die voorbeeld kan vang en daardeur getrek word. En ek dink is geweldig.
Die Bybel sê, hulle martel hom, en hier kom dit, hier hang hy aan die kruis, hy word gekruisig tussen twee moordenaars. En die Fariseërs en die ouderlinge sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders rus. Weet jy wat gebeur? Toe maak hulle seker, dat hulle kinders, halleluja, dit wat God gedoen het, nooit na hulle kinders toe sal vloei nie. Die heerlikheid, halleluja, die koninkryk van God, halleluja, sny hulle af van hulle kinders af, maar dankzij God, halleluja, dat die Here het vir ons as heidene 'n teekie gegee, 'n smaakie, halleluja, dat ons vandag bid en verstaan wat deur die koninkryk van God gaan. Hier hang hy tussen twee moordenaars, die een sê vir hom, as jy die seun van God is, halleluja, verlos jouself en verlos ons. Die ander moordenaar sê, vrees jy nie God nie. Vrees jy nie God nie. Wanneer jy iemand vrees, het jy ontzag vir hom. Ons verdien dit, die dade wat ons gedoen het, maar hy nie. Hy was regverdig. En weet jy wat doen die heiden, die moordenaar? Halleluja, gee vir Jesus die geleentheid. Die woord wat hy geprofeteer het, he speak it into existence. Mattheus 21 vers 43, hierdie koninkryk van God sal van julle af weggevat word, Fariseërs, skrifgeleerdes, en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal dra. Hierdie moordenaar op die kruis gee erkentenis vir die Here, dat u is die seun van God, halleluja, en ek dink is geweldig, toe kom die transfer op die kruis van die Here, word Jesus het die voorreg, dat hy sy belofte in vervulling sien kom, maar ons het die voorreg gehad, dat die genade natuurlijk ook na ons gekom het as heidene op die kruis van Golgotha, en ek dink is geweldig wat daar gebeur het. Die deur het oopgegaan, en hy sê vir die Here, Here dink aan my. Die smart was so groot, dat Jesus uitgeroep het, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het hy my verlaat? Maar die heiden gee vir Jesus die voorreg, waar hy vir die Here sê, Here dink aan my, wanneer u in die paradys kom, in die koninkryk. Toe hy vir Jesus sê, dink aan my, sê hy vir die Here, triomfeer nou boor die pyn, en dink aan die doel, halleluja, hoekom u op aarde gekom is. 1 Johannes 3 vers 8 sê, vir hierdie doel het die seun van die mens gekom, halleluja, om die werke van die duisternis te verbreek, die sonde te verbreek. En Jesus kry die geleentheid dat op die kruis dood, halleluja, is daar iemand wat hom kan remind, die doel vir die smart en die lyding wat hy beleef het, nie net vir my sonde nie, maar vir u sin, meneer, daar buite kan ons almal sin, die kruisdood het voorsiening gemaak vir vergifnis van sondes. En daarvoor is ek dankbaar, en ek is bly vir die Here, vir die redding van my kosbare siel, dat het bloed gekos om my los te gekoop het, en ek het die hoogste agting vir my redding. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, op die kruis, halleluja. Maar weet jy wat geweldig is, rondom die kruisdood? Hulle het nie geglo, dat hy, natuurlijk Jesus, was 'n Jood nie. Hulle sit hom, toe hy van die kruis afkom, sit hulle hom natuurlijk in 'n nuwe graf, balsam hom. Die Bybel sê, toe Maria gaan kyk, Magdalena, toe vind hulle dat sy klere is opgevou, halleluja, 'n teken terwyl sy klere opgevou is vir hulle, om te sê dat ek het na my eiendom toe gekom, maar julle het my nie verwelkom onder julle nie. Die woord van die Here sê so. Kom ons kyk of het so is. Halleluja. Johannes 1. Kom ons kyk vinnig. Vers 11. Ek het na my eiendom gekom en my eie mense het hom nie aangeneem nie. Sy klere was opgevou om 'n teken te gee, die ontvangs, sy koms na die aarde, was hy verwelkom deur hulle nie. Wat moet ek in u as die woord van die Here uitgaan? Is dit net nog gepreek, halleluja, of allow ek hier dat die gees van die Here my aktiveer,
en vir my bewus maak dat ek my gees moet oopmaak vir die woord wat nou na my toe gekom het. Die Bybel leer my wanneer God sy woord uitstuur, moet ek dit ontvang, halleluja, in 'n gees van sigmoedigheid, so wanneer ek die woord hoor, dat ek kan omskep in 'n daad in. Worddaarders van die woord. En hierdie verhaal is so geweldig, die kruisdood van Jesus. Dit was die uur van die mag van die duisternis, sê God se woord. Maar weet u wat so geweldig is? Toe Jesus sy vergifnis gee en vir God sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy wat gebeur? Toe sê hy vir hulle, ek het dors. Toe gee hy vrede vir hulle, want hy weet dat dit wat gedoen gewees het, elke proses wat hy gedoen het, was gevolg. En hy sê vir hulle, ek het dors. En hulle gee vir hom 'n spons op 'n hyssopstingel, dat hy dit moet drink. Maar weet jy, hulle is bewus, halleluja, dat die seun van die mens van die aarde verhoog moet word nie. En weet jy wat doen hulle? Toe hy op die kruis is, halleluja, het hy in die vlees gesterwe, maar want hy moes in die vlees sterwe, maar toe hulle hom die hyssopstingel gee, wat doen hulle? Toe suiwer hulle vir hom, halleluja, van elke sonde, sodat hy in heerlikheid kan opgeneem word, want toe hy op pad is. Hulle het hom ontsuiwer, halleluja. David sê, halleluja, kom ons kyk of het so is, in Psalm 32, wat geweldig is, die woord leer my 'n klomp dinge, kom ons kyk. Hulle het hom ontsondig. Die woord sê mooi, ontsondig, Psalm 50, kom ons kyk, wat sê die Here? Hy sê, kom ons kyk, Psalm 51, ek wil het vinnig vir jy lees, hy sê, ontsondig my met hyssop, toe David sy sonde bely het, want hy by Betseba ingegaan het, dat ek rein kan wees, so met die hyssopstingel, wat hulle hom gee, toe suiwer hulle vir hom, halleluja, sodat die sondes wat op sy liggaam geneem word, toe suiwer hulle vir hom, om gereedheid te kry, dat hy weer verhoog word, van die aarde af, in die uur, in die mag van die bose. En ek dink is geweldig, wat Jesus kom doen het op aarde, deur om sy lewe af te geleer het, halleluja, en vir my en vir u 'n geleentheid gegee het, sodat ons die koninkryk deelagtig kan word. Hy kom en voor hy sterf in Johannes 17 staan op die aarde en hy sê, Here, ek bid nie net vir die disippels wat die evangelie van vrede gaan verkondig nie, maar ek bid ook vir hulle wat gaan glo in die woord wat verkondig word, liewe Here, dat die deur van die aarde af na die hemel toe oopgemaak word. Jesus het die deur oopgemaak. Die Bybel leer my, Jesaja 66, die hemel is die troon en die aarde is die voetbank. Die voetbank het oopgegaan, halleluja, vir my en vir u, dat ons natuurlik die troon van God ook kan nader deur Jesus Christus wat vir ons die deur oopgemaak het. Paasfees is 'n wonderlike tyd vir die kerk. Is 'n tyd wat ons moet onthou wat vir ons gebeur het op die kruis van Golgotha. 'n tydvlak waar ons gedoop gewees het in sy goddelike liefde, agape liefde, 'n tydvlak waar ons genesing ontvang vir al ons se wonde. Dit maak nie saak wat 'n siekte op my liggaam deel agter het nie, maar iemand het in my plek gesterf, halleluja, en vir my 'n nuwe lewe aangebied. 2 Korinte 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Kyk, die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut kom word. Alles was moontlik gemaak op die kruis van Golgotha vir my en vir u. Die vraag is, glo ek dit? Wie het geglo wat aan my verkondig was? En dan wie kan God sy arm openbaar vir die wat glo, sal alle tekens volg. En die Here wil vanaand vir ons sê, waar Paasgees verbygegaan het ons die getuie in ons, halleluja, vir wat hy gedoen het, en ons sal altyd deur dit onthou,
dit wat hy bygevoeg het, he add value to my life. En daarom moet ons in onsself belê, deur om ons lewe te verander, halleluja, en tyd te maak vir ons geestesaard, om altyd deur op te gaan na die huis van die Here. Van die Bybel leer my, die mens sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat by die mond van God uitgaan. Wil die Here vanaand vir Suid-Afrika sê, dat die Here het ons lief genoeg gehad, en nog steeds, dat hy ons so lief het, sodat ons nie hoef te bly, soos ons nou is nie. Maar as ek die tyd gaan uitkoop, halleluja, om in myself te belê, my naaktheid te bedek, halleluja, ek ken nie die woord nie, wil die Here sê, die tyd het aangebreek, dat ons die woord van die Here moet begin te opneem, en eet, soos die profeet gesê het, hy het die woord geëet, halleluja, dit was om 'n verlustiging, sodat nuwe dinge my lewe kan binnevloei. Ek het by die einde gekom, en ek wil vir iemand bemoedig, dat Christus het sy lewe vir ons gegee. Hy het ons 'n voorbeeld nagelaat, dat ek soms ook kan my lewe, of dit wat ek vir iemand anders kan doen, waar ek moet minder word, en iemand anders die geleentheid gee, om meer te word, dat ek ook die moment seize. Vader van ons, liewe Jesus Christus, vanaand is daar mense, wat moontlik nou kyk na die kruisdood, halleluja, deur die bril, liewe Here, en deur die Gees, soos die profesie natuurlik gekom het na die aarde. Ek wil bid, liewe Here, help ons, liewe Here, om hierdie woord aan te neem, halleluja, as die woord van God, liewe Here, nie net die woord nie, liewe Here, maar ook die daad wat gekom het, dat ek die liefde van God hier agter kan raak, dat die liefde van God ryklik in my lewe bring, en dat die koninkryk van God, volgens Romeine 14:17, sigbaar raak in my lewe, dat die koninkryk van God bestaan nie uit spys of drank nie, maar vrede, geregtigheid en blydskap binne die Heilige Gees. Dankie dat ons die gawe daardeur ontvang van die Heilige Gees, ons wat tot bekering gekom het, dat ons vrug kan dra wat pas by die bekering. Seën ons vanaand en hulle wat vanaand luister, in Jesus se naam, met baie danksegging. Amen. Ek het by die einde gekom, ek groet die Pastor Alta, tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou 'n pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak, dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.